Die geesvervulde lewe. Ons skop vanoggend af met 'n reeks, dis 'n 7 of 8 weke reeks, wat ons spesifiek oor die gees se werk gaan lering gee, en ons het sekere uitkomste wat ons voorsien, en 'n sekere fokus en 'n verwagting waarvoor ons bid, deur hierdie reeks, en dit is dat ek en jy sal behendig raak, sal handig raak op hierdie nuwe grondgebied. Miskien moet ons nie grondgebied sê nie, miskien hierdie uncharted waters, wat ons in gaan beweeg, en ons is ons baie tuis op enige grondgebied. Jy kan enigiemand wat in die stad groot geword het, kan jy iewers op 'n berg gaan neersit, en ons kan onsself redelik balanseer en onsself daar hanteer, op grondgebied, op vaste grond onder ons voete, maak nie saak waar ons agtergekom het, of groot geword het, of waar ons vandaan kom nie, maar op water is dit so 'n bietjie iets van 'n ander belewenis, nê. Wanneer ons onsself in die water bevind, dan doen ons baie keer snaaks so goed, en jy weet, meeste mense wat nou nie met water groot geword het, of geleer swem het nie, spartel, die oomblik wanneer hulle self in water bevind, veral as daar nie grond onder die voete is nie, want ons soek selfs in die water die grond, want die grond is wat ons ken. So ons is gemaklik op grond, en selfs wanneer ons in die water beland, is die veiligste opsie vir ons is om op die grond te kan staan, en te voel, man, ek kan myself nog steeds hier in die water ook probeer navigeer, maar meeste water op aarde is dieper as staandiepte. Dit is my aan die kant van die groot dam, dis my aan die kant van die strand, daar eerste 10 meter, weet, miskien is dit 'n plat strand, en ek kan bietjie dieper ingaan, maar as daar eerste paar meters maar wat ons ken, en onsself in plaas, en wat ons mee bekend raak, ook nie almal van ons nie, party van ons bly lewenslank versigtig, selfs vir daai laag golfies, en kyk maar van buite af, weet, jy's die handdoek tipe, en ek weet, kyk die storie maar daar van ver af uit, en maar is maar daar waar ons onsself kan op grond vind, waar ons kan staan, wat ons gemaklik mee is, en min van ons leer om ooit bietjie dieper as dit te navigeer. Ek onthou jare gelede het ek 'n kollega gehad, hy het in die Kaap groot geword aan Hermanus wêreld, en ek vat op staan, dan vat ek my span Mosambiek toe vir 'n span bou, en dis nou 'n klomp ouens daar van Pretoria van die stad gewees, en ek en my vrou het Mosambiek daai jare nou gereeld besoek en geken, en nou vat ons hulle so 'n bietjie oor die grens daar in Mosambiek se omgewing in, en nou verduidelik ek vir hulle, man, weet, hier kan jy vis vang, en hier is 'n bietjie van 'n rif wat jy kan by snorkel, niks dieper as dit nie, so is nou 'n pypie, jy weet, en so meer, ons gaan nou nie scuba nie, daar's ouens daar wel wat scuba, maar ons wys vir hulle, hier's 'n reef hier wat jy by kan snorkel, en 'n bietjie gesnorkel daar, en die volgende is die eerste dag gewees. Die volgende oggend toe is een van my spanlede weg, en ek kry nie die spanlid nie, en sy naam was Heinrich gewees, Heinrich Draai het verlede jaar by ons bedien, en ek kry nie die spanlid is weg, en ons soek, en ons is nie seker waar is hy, en 6 uur die oggend, en die dag moet begin, en hierdie ou is weg, en ons raak nader en bekommerd, hierdie ou is weg, en ons soek hom, en ons gaan soek in die kamers, en ons soek in die voertuie, en ons kom teen so 9 uur, kom ons agter, hier is regtig weg, en ons is nou onseker wat ons moet doen. Op 'n stadium hier kom hy uit die bos uit gestap, hier van 'n heel ander rigting uit, kom hy terug met flippers, en sy goggles, en ons sê van, wat makeer jy, waar was jy gewees? En toe het hy 3 of 4 kilometer gaan swem, agter die riwe, in die see, nou so 500 meter in die see ingeswem, en dood eenvoudig vir oefening gaan swem, tot omtrent op die volgende dorp, en 'n lift teruggekry, saam met 'n local, en teruggery na ons toe, en gesê, weet, ek's terug, wat gebeur vanoggend, wat is die eerste sessie? En party mense is gewoond aan dieper water, as wat jy gewoond is, en sal dit nie waag daar nie, ek skrik myself gedaan as die grond onder my voete weg is. So ons gaan 'n bietjie dieper in die geeswêreld in beweeg, en ons gaan dalk onbekende waters bevaar en ontdek, en ek vertrou die Gees van die Here, dat die Gees van die Here in hierdie volgende paar weke jou sal handig maak, en sal gemaklik maak, om op te hou spartel, wanneer daar nie grond onder die voete is, die bekende nie, en op 'n plek sal kom waar die Gees jou lei. Laat dit nie dadelik dink aan wat dit gevat het van Petrus, om in geloof te begin wandel nie. En skielik praat ons van iets anders, ons praat van in geloof wandel op water wat diep was. Daar is nie grond gewees nie, daar was nie land in sig gewees nie, dit is in die middel van die oseaan gewees, van die meer van Galilea, is eintlik 'n varswatermeer gewees, maar die see van Galilea is, as dit duinserig is, kan jy die oorkant glad nie eens raak sien, dit is 'n geweldige groot massa water. Wat het dit gevat van 'n man wat nie eers swemlesse gehad het nie, om uit 'n boot te klim,
En die tema daar is iets interessant, dis iets anders wat jy dalk nou nie meer daarmee assosieer nie. Ons het net gepraat van geeslewe en die gees wat beweeg en hoe die gees werk en waar die gees vandaan kom van vanoggend gesels oor en ons praat van die geeslewe, maar skielik praat ons van Petrus wat op die water uitwandel en die tema verander na 'n geloofstema toe. Geloof is 'n elementêre gesprek. Geloof is nie eers iets in die kerk wat ons noodwendig 6 of 8 weke oor praat nie, want ons ken geloof en ons wil in geloof wandel en baie van ons voel wanneer ons oor geloof praat, dan het ek grond onder my voete. En dis maklik om oor geloof te praat, maar die werk van die Gees, dis 'n onvoorspelbare ding. Dit kan, ons het laas week gesien op die skerms, dit kan vreemd raak, nê. Jy weet, in sekere omgewings is dit net regtig vreemd. In ander omgewings is dit so 'n bietjie risky, dis gevaarlik. Nee, weet 'n ou raak baie keer versigtig vir ouens wat te gemaklik in die geeswêreld beweeg. Van die ander kant af, vir mense wat terugkyk, is dit baie keer dood. Nee, leweloos was die mooier woord van die kansel af. Jy weet, om in omgewings te kyk waar mense glad nie oor die geeswerk sou praat of daarmee sal assosieer of wou deelneem nie. En is glad nie 'n gesprek in sekere kerkomgewings nie. En uit vernuwingsomgewings kon dit leweloos lyk, nê, of kragteloos lyk. Onaantreklik lyk as jy eers blootgestel was aan die werk van die Gees. Ons praat dan van geesgoed, maar luister, wat is die tema eintlik? Dis so eenvoudig soos dit. En wat ek daardeur probeer sê is, hoor op hoeveel vlakke kan ons nie deelneem as ons nie die geeslewe begin navigeer nie. Maar nee, ek wil gelowig wees en ek wil 'n Christen wees en ek is 'n kerkmens en ek dien die Here en ek gaan sekerlik hemel toe. Moet ek in die gees deelneem? Moet ek die geeswêreld kan navigeer? Moet ek die gees kan beleef? Moet ek die krag van die gees innooi in my lewe hiervoor? Nou kom ek verduidelik vir jou. Petrus se radikale uit 'n boot klim in 'n diep meer, op 'n diep meer, op die see, op die water loop. Is nie 'n geeslewe gesprek nie. Dis net dood eenvoudige geloofsgesprek. Moenie dink of onder die wanindruk verkeer dat ek kan in geloof wandel en ek kan geloof wees en ek kan glo en my geloof as aktiveer. Ek hoef nie oor hierdie geesgoed te praat nie. Dis iets anders. Dis nie iets anders nie. Petrus uit die boot klim en op water loop, uncharted waters verken en navigeer, is nie 'n geesgesprek nie, dis 'n geloofsgesprek. En vir jou om in geloof net te begin wandel, hierdie is in die beginjare van Jesus se reis met Petrus, hierdie is in die vestiging en die opleiding van die eerste disippels. Is reg aan die begin. Is eintlik 'n begingesprek. Om die geeswêreld te beleef en in te nooi en te leer ken en deel te neem daaraan, gaan jou nie noodwendig op 'n bonatuurlike vlak aktiveer, wat jy op 'n vlak van Christendom begin wandel, wat vir meeste mense onbekend. Nee, dit gaan net jou geloof aktiveer. Om die gees van God te begin leer ken en in te nooi in my lewe, aktiveer die eenvoudigste prosesse in my geloofslewe. 'n Ander manier om dit te sê is as ek die geeswêreld ignoreer, sal selfs die eenvoudigste gesprekke in Christendom vir jou nie sin maak nie. Soos geloof. Maar beteken dit ek is nie in geloof nie? Dit beteken nie jy is nie in geloof nie, maar dit beteken jy gaan nie geloof kan gebruik vir jou voordeel nie. Dit beteken dat wanneer geloof bespreek word en die effekte en die uitkomste en die krag en die manifestasie, die getuienisse van geloof onder gelowiges bespreek word, gaan dit jou 10-1 irriteer of frustreer. Dit gaan dalk nie jou cup of tea wees nie. Jy gaan dalk voel hierdie ou sal nou weer praat oor goed wat my nie interesseer nie. Ek het werk om te doen môre. En dis dikwels waar ons beland oor die eenvoudigste gesprekke in die geloofslewe. Waarom frustreer dit ons selfs as gelowiges baie keer om deel te neem aan getuienisse? Waarom frustreer dit baie gelowiges om ander gelowiges te hoor getuig konstant oor wat die Here doen en onsself te gaan posisioneer en te sê, it's not my cup of tea. Ek doen dit nie so nie, of ek hou nie daarvan nie. Eintlik frustreer dit of selfs irriteer dit my. Wat is die rede? Die rede is vir Petrus om net te begin deelneem aan die geloofslewe, vra dit om op die water te loop. Die geeswêreld te begin navigeer, die onverstaanbare, die onvoorspelbare, om in 'n plek te begin beweeg wat ek nie meer op die grond staan langs die meer soos ek gewoond is nie. Maar wat ek in daai wêreld doen, dit aktiveer Petrus se geloof. As jy dieper wil gaan studie doen, is dit een van die oomblikke wat baie sterk terugverwys na Petrus se boldness in Handelinge 2 om sy geloof in die God wat Abraham, Isak en Jakob gered het, om sy geloof te begin preek. Dis een van die oomblikke.
is toe hy die boot geklim het. Daar het iets gebeur in daardie oomblik in sy geloof. Hy het 'n boldness gekry om op te staan en te begin verkondig. En ek is vas oortuig persoonlik, dat die feit dat Petrus uitgekies was in daardie boot en Petrus uitgedaag was om uit daardie boot te klim, nie die ander disippels nie. En Petrus gereageer het soos Jesus gehoop het hy reageer. En Petrus na Jesus op die water kom loop het iets wat 'n mens nog nooit gedoen het nie. Is dalk die rede waarom die Gees Petrus uitgesonder het om die eerste preek van geloof in God te preek in die Nuwe Testament en geboorte te gee aan die Nuwe Testamentiese kerk waarin gelowiges tot vandag hulle geloof kom vind. Petrus. Jy sê, maar Petrus moes op die water loop. Wat is water? Water in die Nuwe Testament is 'n teken van die Heilige Gees. Water is 'n metafoor van die Gees. Daar's twee sterk metafore van die Gees in die Nuwe Testament. Dis water en wind. Water en wind. Waar jy lees van water in die Nuwe Testament, het dit te doen met die Heilige Gees. En waar jy lees van wind, het dit te doen met die Heilige Gees. Jesus nooi Petrus om op water te loop. En Petrus se geloof word geaktiveer. En Petrus word die apostel wat opgerig word om geloof te verkondig. As jy Petrus se boeke gaan lees, hy het min geskryf, maar as jy Petrus se boeke gaan lees, dan hoor jy hierdie fondasie van geloof in die afgehandelde werk van Jesus Christus. En dit is wat die Gees van die Here ons aktiveer. So wat ons vanoggend mee begin gesels en waaroor ons begin gesels, is nie noodwendig iets vreemd soos in, hierdie gaan interessant raak, of hier gaan snaaks so goed gebeur, of jy weet, hierdie is nou die oomblik wat jy nou gaan sien hoe operate hierdie happy clappies. Die goed gaan nou gebeur. Dis nie dit nie. Ons praat oor die aktivering van die eenvoudigste goed in jou lewe. En waarom dit nie kan gebeur as die Gees van God nie bekend is en jy nie daarmee kan werk en jy nie gewoond is aan die beweging van die Heilige Gees nie. Nou wat ons gaan doen in die volgende paar weke is ons gaan gesels oor iets wat ek vertrou jou aandag bietjie gaan trek en vir jou interessant gaan wees en dit is die vermoë om die onsigbare krag wat tot ons beskikking is, die onverstaanbare in 'n groot mate vir baie van ons, krag wat tot ons beskikking is, wat dikwels lyk of dit doen wat dit wil. Soos die wind. Waar kom dit vandaan en waar gaan dit heen? Jesus praat daarvan in Johannes 3. Jy kan so lank na Johannes 3 toe blaai as jy wil. Ons gaan elke week na Johannes 3 toe blaai. En so jy kan sommer vir jou merker daar sit ons vir jou boekmerkie vanoggend gegee. Het almal vir julle boekmerkies gekry? Goed, jy kan hom daar by Johannes 3 insit. Ek sal nou nog meer van hulle sê. Maar ons gaan begin gesels oor hoe jy onsigbare krag en in 'n groot mate op hierdie stadium dalk vir jou onverstaanbare krag kan allokeer in bewegingsenergie. Dis wat ons oor gaan gesels in die volgende weke. Hoe werk dit? Hoe kan ek iets wat ek nie kan sien nie, iets wat ek nie weet waar dit vandaan kom nie, iets wat nie uitgeput kan raak nie, iets wat nooit stop nie, iets wat die hele tyd daar is, altyd daar is, hoe kan ek hierdie energie opvang en kanaliseer in beweging in my lewe, in 'n voertuig van een of ander aard in, wat my iewers heen kan beweeg in my lewe. Hierdie wind, is daar nie meer te doen daarmee nie, is daar nie meer wat ons daaruit kan put nie, hierdie beweging, hierdie ervaring, hierdie uitdrukkings wat ons van praat in die kerkwêreld en die geeswêreld en as gelowiges, jy weet, ek het die Here beleef, of, daar was dan en party van ons sê 'n ervaring gewees. Weet, as ons versigtig is en onbekend is met belewennisse soos ons aanbidding vanoggend, en 'n well done aan ons aanbiddingspan, well done, vir Lydia en jou span. Wanneer ons met hierdie goed begin werk, dan weet in die begin van ons reis, van ons nuutgebore geestelike lewens, sê ons, dis dan 'n belewenis gewees. Dis dan 'n gevoel gewees. Dis dan 'n ervaring. Later raak ons meer ingekoop in die taal wat gelowiges praat en ons wil goed sê soos die Gees van die Here was vanoggend aanvoelbaar gewees in die kerk. En ons weet, dis ook nie heeltemal korrek nie, maar daar's iets daarheen wat ek wil beweeg. En eventueel leer ons, dis die beweging van die Gees, gebruik die beweging van die Gees wanneer die beweging daar is en maak seker dit vat jou iewers heen. Moet dit nie mis nie. Moenie laat hierdie energie, hierdie beskikbare energie net verlore gaan nie. Daar's 'n mooi wêreld daar buite en miskien weet jy meer daarvan as ek daarvan weet, maar in die wêreld van seilvaart word seilvaarders wat opgelei word wêreldwyd 6 basiese waarhede geleer
Hulle noem dit die Sailing Essentials. En daar kan daar op gebou word, maar is nooit minder as hierdie 6 beginsels nie. So daar is 6 basiese beginsels wat universeel vir seilvaarders geleer word, en die beginsels hierin is alles ontwerp en voorgehou as die wyse waarop die onsigbare krag, in daardie wêreld word dit doodeenvoudig die wind genoem, want dit gaan oor wind, gekanaliseer word in die mees effektiefste energie op hierdie voertuig. Op 'n seiljag. Hier is 'n klein weergawe, hier is omtrent die grootte seiljag, die kleinste modelle. Hier is omtrent die grootte waarop jy gaan leer as jy gaan leer om seilvaart te bemeester. Nou ons het behendige seilvaarders hier in ons gemeente, ons het mense wat al hulle seiljagte see toe gevat het en hier om die kus van Suid-Afrika gaan vaar het. En dankie vir julle hulp ook en julle insette in hierdie reeks. Dit is altyd lekker om van nuwe waarhede te leer ken. Eintlik het 'n seilvaarder in ons gemeente destyds my oortuig dat hierdie beginsels is seker van die praktiesste maniere om die werk van die Gees te ervaar. En hy was toevallig hier by die seiljagklub gewees by die Gariepdam destyds baie jare gelede. En ek wil hierdie beginsels gebruik om jou te leer dat daar's iets in die geeswêreld wat ek en jy kan beleef, kan leer ken, gemaklik mee raak, en dit kan my na God se roeping op my lewe heen neem. Dit kan my na my eindbestemming neem. Dit kan my help navigeer deur hierdie lewe, en daar's soveel te ontdek, soveel om te leef. So die 6 Sailing Essentials gaan ons gebruik in hierdie reeks. En vanoggend se tema gaan spesifiek oor hierdie eerste essensiële deel wat ek nou meer van gaan sê. Nou voor ons daar kom 1 of 2 gedagtes net oor hierdie seiljagte en die wêreld van seilvaart waaroor jy baie gaan leer in die volgende weke. Daar's 'n paar interessante faktore wat hier werk, en volgens se tema is die enigste tema wat alles te doen het met wat buite die boot gebeur. Die res van die gesprekke gaan net oor wat binne in die boot gebeur. Goed, so volgens se tema gaan oor die wind. Die wind is die enigste faktor van buite af wat jy nodig het om te verstaan, nie eers die water as jy dan wil nie, alhoewel dit in ons tema ook 'n vorm van die werk van die Gees is, maar die wind is die enigste eksterne faktor wat verstaan moet word en gelees moet word en na gekyk moet word om dit wat binne in die boot gebeur, die ander gesprekke reg te doen, te verstaan, veilig te hou, iewers heen te vat, éventueel by my eindbestemming kom. En net daardeur wil ek al vir jou 'n aansluiting met die woord van die Here bring en ons geesvervulde lewens. Net die Gees van die Here, net die Gees van die Here is die moeite werd om op ag te slaan as dit gaan oor besluitneming en 'n lewenstyl in die Gees. En wat ons daardeur in die eerste plek vir mekaar wil sê is die res van die eksterne faktore is net nie belangrik nie. Wat die ander bote doen, wat ander mense doen, wat hier in die water gebeur, wat op die land gebeur langs die water, die res is nie belangrik nie. Wat die wolke maak is nie eens belangrik nie. Wat die son maak is nie eens belangrik nie. Net die wind. As ek die wind verstaan en die wind kan lees, is dit die enigste eksterne faktor wat hoef toegelaat te word om op hierdie boot 'n bepalende faktor te hê. Op ander bote werk dit anders. Op passasiersbote, as daar nie wolke is nie en die son skyn lekker, dan tan almal daar langs die swembad op die dek van 'n passasiersboot. Dit werk heeltemal anders, nê. As jy in 'n roeibootjie is, dan wil jy ook ag gee aan hoe hoog die golwe is. Want dit gaan 'n rol speel, en dit speel nie noodwendig 'n rol met seilvaart nie. Dis nie belangrik nie. Daar's maniere om dit te hanteer. Seilvaarders kry dit reg om rondom die wêreld te reis deur van die hewigste storms wat jy menslik jouself kan indink, en daar's selfs beginsels wat geleer word wat jy van gaan kennis neem om dood-eenvoudig daardeur te gaan. Daar's maniere. Dis nie 'n probleem nie. Dis ook nie noodwendig so groot risiko nie. Alles is ontwerp daarvoor. Is om selfs deur die hewigste storms wat op aarde kan gebeur met 'n seiljag dood-eenvoudig deur dit te vaar na jou bestemming toe. Die probleem is nie die realiteit wat jy jouself in bevind nie. Die vraag is net waarheen? Waarheen is ek op pad? Dis die enigste vraag. Dis die faktor. As ek weet waarheen ek op pad is, maak dit nie saak wat hier buite gebeur nie, solank ek die wind kan lees en weet wat om met die wind te maak. Dit gesê, wil ek nog 'n stelling maak. Miskien is hierdie vreemd vir jou, miskien is hierdie 'n verrassing en jy gaan so 'n paar verrassings kry in die wetenskap van wat hier gebeur. Die beste manier om vorentoe te vaar, hoe sou jy dink, wat is die beste manier om vorentoe te gaan? Waar moet die wind wees? Wat sou jy sê?
Ons almal het seilbootjies gebou toe ons klein was en as daar nou nie wind op die swembad was nie, dan het die wind gemaak. En waar het hierdie wind gemaak? Waar het hierdie wind gemaak? En so ons sou dink hierdie goed werk. Jy het 'n seiltjie gehad met 'n stokkie, met jou bootjie en as die wind nie, en waar het die wind gemaak? Dit lyk of die wind hier moet wees. Hier binne in die seiltjie. Kom ek sê vir jou iets interessant van seilvaart. Die stadigste wat jy kan vaar is met wind reg van agter af. Ek gaan vir jou verduidelik hoe dit werk. Goed, daar's 'n wetenskap agter dit. Dis nie die vinnigste hoe dit werk nie. So die gedagte van seilvaart is nooit dat wind jou stoot nie. Dit is belangrik hierdie, want ek wil hê jy moet verstaan wat Jesus van Nikodemus leer in Johannes 3. Die belangrike, en Jesus in sy kultuur het hierdie goed verstaan. Jesus, hulle was konstant op bote gewees, vissermanne, seilbote, dis hoe hulle gewerk het, en uitgegaan. Hulle het hierdie goed geken. Goed, die gedagte is dat die wind jou nie sal stoot nie, dis eintlik die hoogste risiko vir die vaartuig, is dat die wind reg van agter sou kom. Die gedagte is dat die wind jou sal trek. Seiljagte en seile is ontwikkel en ontwerp vir trekkrag, eerder as stootkrag, in die sin waarin ek en jy dit sou verstaan. So hier is dit interessant, as jy vir 'n oomblik jouself kan verbeel, jy kon sien, maar ons kan dit nie sien nie, is die gedagte nie dat daar 'n sterk wind binne in die seil sou wees nie, dit sou doeteenvoudig die mas afbreek. Dis die hoogste risiko. As die wind reg van agter af blaas, sal dit die mas breek. Die seile skeur dalk, as die seile skeur voor die mas breek, maar iets gaan breek op die boot en ons gaan stagneer. So die beginsel is eerder dat daar wel beweging is, maar die seil is ontwerp om 'n lugleegte te vorm aan die penskant van die seil. Hoor mooi. Seile is ontwerp en so gesny in mekaar gesit, sodat daar met die ronding van die seil die wind gestop word, gerem word, om 'n lugleegte te veroorsaak voor die seil, en al wat die wind moet doen, is om die voertuig binne in die lugleemtes in te stoot. Het gaan meer oor wat voor die seil gebeur as agter die seil. Ons sou dink dat sterk wind van agter af van ons na die ander kant toe vat. Wel, jy moet hoop die mas hou, jy moet hoop dat jou neus van die boot in die water gedruk word nie, want dit is tipies wat gaan gebeur is die boot gaan kantel na die voorkant en sy stert gaan optel en is stadige beweging. En dis nie wat jy wil hê nie, die profiel van die boot in die water gaan verander. Wat jy eintlik op wil fokus is dat die seile so gespan is dat die seil die wind afsny en die lugleemte voor die seil is wat die boot soek. Die boot word eerder getrek konseptueel, eerder getrek in die lugleemtes in en daarna gestuur as wat hierdie beginsel is van kry wind in die seile, kry wind in die seile en ons gaan. Nee, dis 'n baie dieper wetenskap as dit. Goed, so die gedagte is dat die wind of die seil so gespan sou wees en dit is waarvoor die opleiding daar is. Dis hoekom ons moet aware wees van sekere goed. Anders kan ek skade kry en nie verstaan nie. Jy weet, ek het ook probeer om in die gees te wandel. Ek het ook die Here vertrou vir sekere goed. En wat ons daardeur vir mekaar probeer sê is die gees van die Here sal jy nooit in 'n rigting forceer nie. Die gedagte van 'n seiljag is om nie deur die wind in 'n rigting te geforseer word nie. Hier's 'n laaste interessante een vir ons by Nikodemus en Jesus uitkom en wat Jesus vir Nikodemus sê, seilvaders weet dat jy teen hoë spoed byna na die wind toe kan seil. Die no-go zone is min of meer 45 grade links en regs van waar die wind vandaan kom. Die enigste plek waar jy nie kan vaar nie, is as ek sou beleef die wind kom reg van daardie pilaar af. Die enigste plek waarheen ek, of hoe ek nie kan vaar nie, ek kan reg daarna toe vaar, daar uitkom, eventueel. Maar ek gaan lyne van 45 grade, links en regs van daardie rigting, gaan ek navigeer, en ek kan presies daar uitkom waar die wind is. Nie die teenoorgestelde kant van die wind nie. Jy sien, in die geeswêreld dink ons dikwels, as God wil hê ek moet iets doen, sal God maak dat ek dit doen. As God wil hê ek moet in 'n rigting beweeg, sal God se ondersteuning reg van agter af wees. Die Here sal my daarna toe stoot. Ons praat baie keer in verhouding so, jong mense, as die Here wil hê dit moet gebeur, dan sal dit gebeur. en baie keer sê ons daardeur eintlik vir ons, die Here moet dit maak gebeur. En daardie idee is dikwels gebaseer op die idee dat 'n seiljag gemaak is om wind van agter af te hê, en ons besef nie, dit beteken dat ek geen beheer het nie.
Ek kan dit nie beheer nie. As die wind reg van agter af in my seile kom, gaan my grootste werk wees om seker te maak die mas breek nie af nie. En die mas val nie op iemand nie. En die seile skeur nie, want nou moet jy begin naaldwerk doen en goed uithaal op die, om jou seile reg te maak op die boot. Die gedagte is nie dit, die gedagte is eerder, luister hier, die gedagte is eerder deelname. Die gedagte is eerder dat ek in my inklinasie, in my ingesteldheid, in my menswees, in my gesindheid, kan ek dit byvoeg. Ons dink baie keer, gesindheid is net emosioneel. Gesindheid kan 'n geestelike rebellie wees, of 'n geestelike oop deur wees in my lewe. Dat ek deur my gesindheid en my deelname en my inklinasie neig agter die Gees aan. Dis wat ek wil wees. Ek wil eerder getrek word deur die Gees, as op 'n plek kom in my lewe wat ek sê, as die Here dit nie doen nie, dan moet dit nie gebeur nie. En dit klink heilig en dit klink reg, maar tegnies is dit 'n deelname. Jy sien, as daar iets in my huis moet gebeur en my vrou wil hê dit moet gebeur in die huis en ek sê, wel as sy dit wil hê dit moet gebeur, dan moet sy dit doen. Wat sê ek? Ek sê ek neem nie deel nie. Ek sê ek is nie deel van hierdie span nie. Ek sê ek plaas myself eenkant. As sy dit wil hê, moet sy dit maak gebeur. As sy wil hê, dan moet seker goed in die huis gebeur, en dis nou haar begeerte en sy het dit geopper, dan moet sy dit sorg dat dit gebeur. Ek het dit nie gesê nie, jy het dit gesê. Wat spel dit? Dit spel tweespalk. Dit sê ons gaan nie by ons destinasie uitkom wat ons gedroom het om by uit te kom met so 'n gesindheid nie, maar wanneer die gesindheid is deelname is, wel kom ons kyk hoe kan ons 'n deel daarvan bereik. Kom ons kyk hoe kan ons dit meer dikwels bereik. Kom ons kyk hoe kan ons dit eventueel kultuur maak in ons huis. En dit weet al die spanning uit die omgewing uit, dan is daar iets van 'n inklinasie, 'n ingesteldheid en 'n gesindheid wat sê, kom ons laat toe dat ons getrek word in sekere rigtings. Kom ons laat toe dat ons gelei word deur die Gees, en dit is wat belangrik is om deur die Gees gelei word. Ons het reeds laasweek gesê dat die term vir die Gees pneuma, en daarin sal jy sommer dit hoor, nee, as jy 'n bietjie tegniese agtergrond het, is asem, is wind, is breath, beweging, a breeze by analogy of a spirit. Goed, dis die Gees van die Here. Pneuma, die pneuma is lug. Goed, jy weet wat beteken pneumaties. Pneumaties beteken luggedrewe. Goed, dis die beweging van lug wat in bewegingsenergie of ander energie omgeskakel word. Pneumatika is om lug te gebruik. Baie van julle het pneumatiese gereedskap. En dis die tipe gereedskap wat jy nie met die hand en met jou elbow grease moet werk nie. Jy het 'n lugpyp aan hom uit 'n lugmeganisme, kompressor, en dis pneumatiese gereedskap. Goed, so lug, die Gees, pneuma, beteken wind, en wanneer die woord praat van die Gees, dan praat hy van pneuma, en pneuma, anders as ruach, laasweek het ons sê, ruach is die Bybelse term, dis die Ou Testamentiese, Hebreëse term is ruach. So in die Ou Testament praat ons van ruach, in Hebreëus, die Ou Testament is in Hebreëus geskryf, in die Nuwe Testament praat ons Grieks, en dis pneuma. Jy hoor sommer daai Grieks en daai pneuma, nee. En dis wat Jesus van praat. So Jesus gebruik die term pneuma, of die skrywers van die Nuwe Testament, wanneer hulle sê die Gees van God is pneuma, dis wind. En dis nie net wind nie, dis windenergie. Goed, dis om op die wind te wees, en 'n ander prentjie wat jy ook in gedagte kan hou dwars deur die reeks wat ons dikwels van gaan praat, is die arend. So daar's een gedeelte in die Ou Testament wat praat van die arend wat sweef, is om wind onder ons te kry en te sweef en die meeste te maak van die energie wat tot ons beskikking is en opgetel te word, weer eens. Goed, nie gestoot te word nie, maar eintlik getrek word in hierdie strome deur die beweging van die Gees. So kom ons blaai na Johannes 3 vers 1 toe en ons gaan daar begin lees en net hoor wat wil die Here vanoggend ons van bewus maak en die Gees ons van bewus maak in hierdie volgende paar weke. Hier is 'n baie bekende gedeelte as jy by ons aanbid. Johannes 3, ek is lief om Johannes 3 te verwys as die suiwerste lering oor die geesvervulde lewe. Die duidelikste geplaveide pad in terme van woord om uit te kom by die nuwe lewe. Dis waar Jesus met Nikodemus praat en is so relevant vir ons mense hier in Suid-Afrika, ons gekerkte mense, dat Jesus hier praat met 'n priester. Nikodemus was 'n priester, eintlik 'n hoofpriester, in Jerusalem gewees. Hy het 'n baie prominente rol gehad en 'n bydrae gehad in die godsdienstbeoefening in Jerusalem. So hy's 'n gekerkte man gewees, hy's 'n godsdienstige man gewees. Weet 'n kerkganger, inteendeel hy was eintlik 'n voorbeeld gewees van 'n ou wat ingekoop was in die kerkwêreld en die woord sê hy is ook 'n geliefde gewees, 'n geliefde priester gewees, 'n leier in Jerusalem en dit beteken dat hy die goed ook op 'n manier gedoen wat nie te godsdienstig en te swaar was nie. Jy weet daar was selfs 'n bietjie verhouding gewees
waar Nikodemus bedien het in die kerk. Maar hierdie gedeelte begin met 'n man wat soekend is na antwoorde vir sy lewe. En dis wat ek dink relevant is vir ons generasie Suid-Afrikaners, is dat ons dikwels in die kerkwêreld groot geword het, maar weet hier is leemtes. Ons kom dikwels uit die kerkwêreld of is bekend met die kerkwêreld. Meeste van ons mense is gekerk. En ons weet iets van die kerk en ons het ons Bybels en ons weet aan watter kerk ons behoort, maar ons weet iets leemtes. Iewers is leemtes, iets soek ek. Jy weet, iewers soek ek na meer. Iets het my genoop om te begin voelers uitsteek en te begin ontdek. Voel, is daar meer? Ons het almal ons eie vrae en ons eie worstelinge en ons soek antwoorde vir seker goed en almal van ons wil iets anders eers verstaan voor ek 'n volgende stap neem. Maar hier is 'n man wat tipies in dieselfde bootjie is en dis Nikodemus. Johannes 3 vers 1 sê en daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Daar lees jy van sy titel en van sy posisie onder die Jode. 'n Man uit die Fariseërs, dis waaruit hierdie ampte gekies is. Die naam Nikodemus, 'n owerste van die Jode. En hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, nou kom ons stop net daar. Hy het in die nag na Jesus toe gekom. Hierdie is eintlik die vervulling van profesie wat gesê het dat wanneer jy my in die duisternis soek, sal jy my vind. Goed, wanneer jy uitroep uit vrees of angs, sal ek antwoord. Hulle wat my soek om my te vind, ek sal myself te vind stel vir hulle. Is alles vervulling van daardie woord in die Nuwe Testamentiese verhaal, want alle Ou Testamentiese profesie is vervul in Jesus. En hier word profesie of lering uit die Ou Testament deur die profete vervul en die rede hoekom hierdie so prominent in die Bybel staan is omdat soveel Jode ook hierby aanklank kon vind. Wanneer die Jode hierdie storie lees of sou lees, is daar onmiddellik 'n klomp profesieë uit die Ou Testament wat sin maak. Hierdie godsdienstige man het Jesus in die donker kom soek. Mense, iemand wat 'n fariseer is en 'n owerste is en 'n priester is, het nie nodig om in die donker te begin tas vir antwoorde nie. Dis baie vreemd hierdie storie. Iemand wat daardie klas van skrifkennis en ervaring agter die blad het, is nie iemand wat in die donker begin soek vir antwoorde nie. Dis ouens wat weet van. Is 'n kundige hierdie. Hierdie man was 'n spesialis in die skrifte. Wat die woord vir ons vertel is, hierdie man wat 'n spesialis was en 'n kundige in die skrifte was en 'n ervare leier was en dit in die godsdienstige oë reg gedoen het. Hy was geliefd. Beteken hy is 'n oulike oom gewees nie. Dit beteken hierdie ou het sy werk geken. Hy was met ander woorde populêr. Hy was 'n populêre leier gewees in die kerkwêreld. Hierdie man met al sy behendigheid op grondgebied was onbehendig in die geeswêreld. En dis die ding. Dis die storie wat ons hier begin lees. Hierdie man wat so tuis was in sy teologiese skrifgeleerdheid, ervaring, wat sê die skrifte, was ontuis en onseker in die geeswêreld. En ons weet ons redding kom nie uit akademiese kennis nie. Ons weet ons lering en ons lewenstyl kom nie uit wat ek weet en wat ek nie weet op papier nie. Dit kom uit geesbelewenis. Jy kan nie op papier tot bekering kom nie. Jy kan nie op papier gered word nie. Jy kan nie op papier met die Gees vervul word nie. Dis 'n belewenis en 'n oortuiging en ek leef uit daai oortuiging uit. My optrede, my deelname bewys die meeste van wat ek glo ek beleef het. Nou hierdie man kom na Jesus toe in die duisternis, in die nag. En hy sê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God toe kom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. So wat Nikodemus hier doen is Nikodemus bely Jesus is die een wat van God gestuur was. Hy is versigtig, wat is onseker? Is goed wat jy sou wou raaklees in 'n bekeringsgebed wat jy dalk nie gaan raaklees nie. Maar hier is 'n bekeringsoomblik vir 'n man van hierdie formaat en postuur om dit te kom bely nadat Jesus die deur oopmaak. Goed, so hier is 'n bekeringsoomblik vir 'n geesvervulde man wat vol akademiese kennis was. En hierdie is sy manier om te sê, ek is hier om te kom sê, u is die een wat van God gestuur is. U is die saligmaker, u is die een wat die Jode verwag, want u is duidelik van God afgestuur. Nou, al wat die Jode geglo het van God afgestuur kon word, is die saligmaker. So wat hy hier sê is, in sy taal, in sy akademiese taal is, u moet die saligmaker wees. U red, u is dit wat red. Dis sy belydenis. Dan gaan Jesus aan en hy sê vir hom, want Jesus weet presies wat gebeur voor hom, want Jesus is in die geskrifte gewees. So Jesus weet presies wat gebeur nou.
Jesus vra nie vir hom, jong, weet, wil jy koffie hê? Is jy gemaklik? Kan ons eers 'n bietjie gesels? Watter skrifte dink jy aan en so meer, nie? Jesus sê dood eenvoudig om wat hy volgende moet hoor. Hy sê voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Nicodemus antwoord hom, hy sê, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Nou hier moet jy sien dat Nicodemus in hierdie nuwe pad wat hy stap, en hy sê daarom Jesus teologies te kom uitoorlê of uitdaag nie. Nicodemus het nie opgedaag vir 'n stryery nie. Nicodemus het pas sy lewe gewaag om as 'n Joodse man in die donker deur Jerusalem se strate te gaan soek na Jesus. Dis daar wat jy in Jerusalem jou lewe verloor het, want die Romeinse soldate jou om die lewe gebring het, as hulle jou vind in die strate in die nag. Jy mag nie na ure of na donker op die strate gewees het nie. En Nicodemus gaan waag sy lewe, is eintlik 'n teken van 'n lewe wat neergelê word vir die waarheid. Is alles sinvol en profeties in hierdie een woord in die nag, of hierdie een stelling in die nag. Van 'n lewe wat oorgelê is, 'n lewe wat opgee, 'n lewe wat oorgee en sê ek is niks as ek nie die waarheid vind nie. Dis ook nie moeite werd dan, maar ek gaan die waarheid soek en hy vind die waarheid. En Nicodemus is nie daar vir 'n stryer nie. Nicodemus is daar om antwoorde te kry, maar hoor die verwarring, hoor die onsekerheid en so is dit dikwels met ons wanneer ons godsdienstige kerk is, maar nie die gees van die Here leer ken het nie. Of wonder oor die gees van die Here, of onseker is, onvrymoedig is in die gees van die Here. So onmiddellik is hy by 'n vraag. Hy sê, Here, u praat van weergebore word, maar ek verstaan dit nie. Waaruit antwoord Nicodemus? Nicodemus antwoord uit vlees. Hoe weet ons is uit vlees? Want jou ma se liggaam en vermoë om te baar is vlees. Nicodemus is nie weergebore word nie, kan nie die koninkryk van God nie ingaan nie. Here, dit is onmoontlik. Hoe gaan ek terug aan my ma kom? Wat sê Nicodemus? Nicodemus sê ek verstaan nie die geeswêreld nie. Ek het nog nie die kapasiteit. Ek het nog nie die vermoë om te hoor wat U in die gees sê nie. Ek wil hierdie goed met my verstand uitredeneer. Weergebore, dis mos nou onmoontlik. Hoe doen ek dit? Heer, ek verstaan nie. En dan sê Jesus vir hom, jy gaan baie goed oor verbaas wees, Nicodemus, in die volgende paar minute. Ek gaan vir jou 'n ding of twee sê wat jy moet hoor, wat jy nie in jou woordkennis en akademiese kennis en ervaring kon opgedoen het nie. Jy moet die waarheid hoor, die waarheid gaan jou vrymaak. Die waarheid gaan jou in beweging bring, die waarheid gaan jou vorentoe help, die waarheid gaan jou bring, Nicodemus, waar jy gehoop het jy sal kom, maar die verkeerde roetes en die verkeerde energie gekies het om daar te kom. So kan 'n mens as hy oud is, gebore word. Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan gebore word nie. En Jesus antwoord voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, uit water en gees, en hier begin Jesus die wedergeboorteproses verduidelik, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Ek weet nie, maar jy kan die twee nie verwar nie. Jy kan nie die feit dat jy asemhaal en 'n mens is, verwar met geestelike insig en 'n geestelike bestaan nie. Die twee is nie dieselfde nie. Wat uit vlees gebore is vlees. Wat sê die woord, wat gebeur met vlees? Wat is die eindbestemming van vlees? Stof tot stof. Jou destinasie is stof. As jy net uit vlees gebore is. Dis die siklus van jou biologiese bestaan. So Nicodemus, as jy uit vlees gebore is en 'n geboortedatum en 'n ID-dokument het, is jy bestem tot stof. Want dit is wat alles wat uit die mens gebore is, uit tot bestem is. 1 Johannes 4 sê, alles wat uit God gebore is, sal hierdie wêreld oorwin. En dit is by dit wat Jesus aansluit, alhoewel dit nog nie geskryf was nie, maar dit is geesgeopenbaarde skrif gewees. Jesus sluit daarbey aan, hy sê alles wat uit die gees gebore is gees. En gees sterf nie. Gees is nie bestem tot stof nie, gees is die ewige lewe, met ander woorde. En dan sê hy vir hom, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Nou geliefdes, hier is die probleem met baie van ons mense wat gekerk is, en ek praat vrymoedig hieroor, want dit is my reis gewees. En ek is gekerk, op alle moontlike maniere is ek gekerk. En later ontdek, deur my ouers se soeke na die meer, my ouers se wandel in die duisternis en by Jesus uit te kom het ons ontdek, daar is meer, en daar is goed wat jy nie kan verstaan nie. Daar is goed wat jy nie gaan weet nie. Jy gaan jou verwonder. Jy gaan jou verwonder. En dis waar baie gelowiges vashak is, dis te, en ons wil nooit sê dis te wonderlik nie, want dit is nie 'n positiewe wonder nie, maar ek is te verwonderd. Weet, moenie jou verwonder nie, moenie, wat is wonder? Mense wonder is net wonder is nie wonderwerk nie, wonder is ek wonder hoe dit gebeur. Ek wonder is ek
talm en ek raak vas hier in die modder, ek wonder te veel. Wonder is overthink. Wonder gebeur hier. Dis nie 'n wonderwerk wat ons van praat, dis oulik, nee. Dis mooi, dis iets wat jy na kyk, nee. Wonder is 'n kopding. Wonder is 'n mentaliteit wat vashak by feite en die goed wat ek mee geskool is en die goed wat ek eintlik mee gemaklik is. En Jesus sê moenie gaan vashak, Nikodemus, by al die goed wat jy nou prosesseer en oordink nie. Moenie jou verwonder nie dat ek vir jou sê jy moet weergebore word nie. En Jesus waarsku soveel van ons. Jesus het my gewaarsku in my lewe. Moenie jou verwonder nie. Moenie hier gaan vashak nie, kom neem deel. Hoe werk hier? En dis soos iemand wat daar by die dokke staan en na hierdie seilboot kyk en hom verwonder oor die gewig van so 'n voertuig en hoe kan hierdie seiltjies iemand help en wat as en wat as en wat as en jy het volgens seker goed begin dink, wat as aan die wind is nie. Goed, ons gaan daaroor praat. Wat as dit nie gebeur nie? Wat as dat gebeur? Wat as hierdie ding nie kan seil nie? Wat as hierdie ding wil sink? Wat as? Nikodemus, moet jou nie verwonder dat ek vir jou sê, jy moet wedergebore word nie. Moenie daar gaan vashak nie. En dan sê Jesus in Johannes 3 vers 8, die wind waai waar hy wil. Waaroor praat Jesus met Nikodemus? Wedergeboorte. Hier is 'n elementêre gesprek. Hierdie is nie die snaakse, onvoorspelbare, partykeer awkward, geestelike goed wat ons van hoor en sien wat in kerke gebeur en ek is nie eens versigtig daarvoor en nou wonder ons waar. Jesus is nie besig met so 'n gesprek nie. Jesus is met 'n gesprek oor wedergeboorte besig. Jesus is met 'n elementêre wegspringplek, elementêr. Die eenvoudigste gesprek wat daar bestaan in ons geestelike lewe, dis waar Jesus met Nikodemus is. Hierdie is nie 'n gevorderde, dieper belewenis gesprek vir gevorderde Christene wat dieper geestelike belewennisse soek nie. Hierdie is 'n elementêre gesprek met 'n man wat redding soek, 'n man wat geesbelewenis soek, 'n man wat sy lewe wil laat sin maak op aarde. Dis al wat dit is. Luister, waar begin Jesus? Nou Nikodemus, as jy nie die ding van wedergeboorte verstaan nie, want ek sien jy verwonder jou daaroor. Kom ek verduidelik vir jou. Hoe werk dit? As eintlik baie mense sekulêr wat dit verstaan, Nikodemus, jy moet net die metafoor hê. En nou gee Jesus vir Nikodemus 'n metafoor. Hoekom het ons die seilbote gekies? Seiljagte, waar in die Bybel staan van seiljagte? Johannes 3 vers 8. Johannes 3 vers 8 sê, Nikodemus, kom ek verduidelik vir jou op 'n ander manier. Hierdie gaan jy dalk verstaan. Die wind waai waar hy wil. En jy hoor sy geluid, en jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. Dis jou probleem, Nikodemus. So kom jy sukkel met hierdie verwondering oor hoe kan dit my nou red? Hoe kan dit die roete wees? Hoe kan ek op 'n ander manier groot geword het? Hoe kan ek ander goed verstaan het? Hoe kan ek wat Nikodemus is 30 jaar lank dien as 'n priester en die woord verkondig en die mense like my, hulle dink ek doen dit reg en nou kom hier 'n man en sê, is nie so nie Nikodemus. Bekering, geesvervulling of doop en geesvervulling. Water en gees. Daar's 'n ander manier om dit ook te sien. 'n Ander manier om dit te sien is, Nikodemus, daar is twee reuse verskille met wat jy besig is met jou godsdiens en wat ek mee besig is in die gees. Jy is besig met die gevolge van 'n fisiese, aardse vleesgeboorte en wat vlees voortgebring het, is vlees. Nikodemus, wat gees. En nou begin Nikodemus verstaan, want Nikodemus het net 'n minuut terug gesê, u is van God af. En as u van God af is u nie noodwendig uit Maria nie, u is uit die Vader uit. Aha. En ek het nou net bely, ek wat Nikodemus is, het nou net by die voordeur bely, niemand kan die dinge doen wat u kan doen nie, want u is uit die Gees. Dis hoekom ek nie die dinge kan doen wat ek wil doen nie. Dis hoekom Nikodemus kom soek. Nikodemus het 'n idee gehad van wat is die dinge wat hulle aan kan deelneem, waar lê hierdie nuwe lewe, waar's die nuwe lewe verborge, en Nikodemus het alles onder die knie, doen alles reg, maar Nikodemus beleef nie die nuwe lewe nie. En nou begin Nikodemus ontdek, wat is die probleem? Die probleem is, ek probeer die nuwe lewe leef uit my vlees bestaan, en Jesus is uit die Gees gebore, soos ek nou net bely het by die voordeur. Dis hoekom hy, die res van my belydenis, die dinge kan doen wat hy doen.
Niemand kan die dinge doen wat u doen as die Vader hom nie gestuur het nie. Nikodemus, jy het dit al reeds gesê, nou kom kibbel jy hier oor wat ek vir jou sê. Nikodemus, jy het self kom bely by die voordeur, die dinge wat ek doen, doen ek want ek is uit die Gees. Nou verwonder jy jou dat ek vir jou sê, jy moet uit Gees wedergebore word. Die tieners sou gesê het, maar dit staan nie in die Bybel nie. Maar Jesus het 'n oomblik met Nikodemus hier. Nikodemus. Wat het jy by die voordeur gedoen nou net, Nikodemus? Ek het hier kom soek want u is die antwoord, want ek het frustrasie in my lewe en die goed wat ek doen werk nie en die dinge wat u doen werk. En wat het ek toe gedoen, Jesus? En toe het jy gesê, ek is wat? O ja, toe het ek gesê, u is uit die Vader gebore en toe Nikodemus. O, en dis hoekom u die goed doen wat u doen. Nikodemus, die wind waai waar hy wil. En jy, Nikodemus, weet dit nie. Dis hoekom jy verwonder is. Jy verstaan nie die wind nie, Nikodemus, en jy moet dit verstaan. Dis wat Jesus wil sê. Nou wat ek in jy lees in die Afrikaanse vertaling is, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou baie gelowiges Suid-Afrikaners, want ons vertaling sê dit so, dink dit beteken ek kan ook nie weet nie. Jesus sê mos nou die wind waai waar hy wil, jy weet nie, en so is almal wat uit die Gees gebore is. Ek kan net gou help hier. Dis nie wat Jesus sê nie. En ek gaan dit nou vir jou bewys. Jesus sê nie Nikodemus, jy kan ook nie weet nie. Nikodemus, dis hoekom jy nie weet. Jesus praat met Nikodemus wat nie wedergebore is nie. En hy sê Nikodemus, wanneer jy kyk na geesvervulde kinders van die Here se lewe, dan sien jy wind. En wat jy nie sien nie, is die energie wat hulle trek. En wat jy wel sien, is die beweging in hulle lewens. En vir jou maak dit nie sin nie, want jy is nie uit die Gees gebore nie. Ek dink hier is 'n groot ding wat ek nou sê, ek wil jy met kennis neem hiervan, mag die Gees van die Here jou inbely, baie goed in die Gees, Nikodemus, moet ek so maak, Nikodemus, baie goed in die Gees, Nikodemus, verstaan jy nie, dis vir jou soos wind. Nikodemus, jy sien dit nie, jy weet nie waar dit vandaan kom nie, en jy weet nie waarheen dit gaan nie. En Nikodemus, vir jou is dit so vir almal wat in die Gees gebore is. Dis wat jou probleem is. Nikodemus, jy kyk na ander lewens, jy kyk na Jesus en jy verstaan dit nie. Waarom nie? Want is Gees. Hoekom verstaan jy dit nie? Want jy is nog nie in die Gees gebore nie. Almal wat in die Gees gebore se lewens is so vir jou. Nikodemus, wanneer jy kyk na jou broer wat in die Gees gebore is en jou broer beleef goed in die Gees wat jy nie verstaan nie, dis omdat jou broer die wind navigeer en jy wat Nikodemus is, verstaan dit nie. Want jy staan buite. Almal wat deur die Gees van die Here gelei word, se lewens lyk so. Nie soos Nikodemus nie, soos die wind. Jy sal aan die ander kant beleef, miskien is dit vir jou die boodskap vanoggend, sal jy beleef dat baie mense wat saam met jou leef of om jou leef, wat nie die Gees van die Here ken, soos jy dit ken nie, beleef dit vreemd. Maar die dinge van die Gees moet deur die Gees beoordeel word. Die dinge van die Gees is dwaasheid vir die vlees, die woord sê dit ook. As dalk mense rondom jou wat nie die Gees beleef soos jy dit beleef nie en kyk na hoe jy die Gees van die Here beleef en dink dis dwaas. Maak nie sin nie, maak rasioneel, maak dit nie sin nie. Maar dis wat Jesus van Nikodemus sê. Nikodemus sit met daardie probleem. Nikodemus het nie die vermoë om in die geeswêreld in te sien nie en daarom verstaan Nikodemus nie waarheen op pad. Waarvandaan en waarheen is geesvervulde mense met hulle lewens op pad nie. Dit maak net nie sin nie. Almal se lewens is so, Nikodemus, wat vol van die Gees is. Jy kan dit nie verstaan nie. Jy sien dit nie want jy's nie gebore uit water en gees nie. Goed. Nou op 'n ander manier sê dit vir hom ook dalk, jy is dalk net uit water gebore. Daar's ook 'n indruk, daar's ook denkskole wat sê hierdie water praat van Maria. Hierdie water praat van die vlees, omdat Jesus direk daarna praat van vlees en gees. Wat dit ook al beteken, die feit is, Jesus sê die enigste roete is wedergeboorte. Dis die enigste roete. Jy moet wedergebore word. Jesus het dit klaar gesê, as jy nie wedergebore word, sal jy die goeders nie verstaan nie. Goed, so net om dit vir jou vas te maak, Jesus probeer nie sê, jy kan dit nie verstaan nie. Jesus sê juis, mense wat in die Gees is, verstaan hierdie goed. En ons gaan nou na skrifte kyk. So ons tema vanoggend, wind awareness.
gaan oor my bewustheid van die Gees. Is ek bewus en kan ek meer bewus raak en meer leef soos iemand wat wil bewus wees dat die wind beweeg? Jy kan min of meer op enige stadium van die dag buite gaan staan en self bepaal dat daar is lugbeweging. Nou, vir een of ander rede is dit net wanneer ons die blare begin sien beweeg wat ons sê die wind waai. As die blare nie beweeg nie, dan sê ons die wind waai nie. Dis tegnies nie korrek nie. Ons het geleer op skool in aardrykskunde, as jy jou vinger nat lek, dan kan jy voel en jy kan waar die wind vandaan beweeg. En jy sal partykeer selfs in 'n vertrek soos hierdie dit kan optel. Daar is windbeweging in 'n vertrek soos hierdie, al kan jy geen blare sien beweeg nie. Is daar windbeweging en daar is eintlik altyd beweging van een of ander aard. Die probleem met seiljagte wat nie wind het nie, wat kan gaan stil staan, is eintlik nie dat daar nie wind is nie, is dat daar nie 'n vakuum is nie. Goed, dis eerder die probleem, is dat daar nie 'n vakuum geskep word nie. Ons gaan 'n bietjie gesels daaroor op 'n stadium ook. Maar die wind beweeg en hoe meer bewus ek en jy is daarvan dat die wind beweeg, hoe meer gaan ons bewus wees of die Gees beweeg, dat die Gees van die Here wil hê ons moet op 'n sekere manier deelneem. Galasiërs 5. Jy kan Galasiërs 5 hierdie week gaan deurlees as jy wil bietjie stilte tyd hou en hoor wat Jesus of wat Paulus ten minste in Galasiërs 5 sê. Ek hoor in die week ek het laas Sondag het ek gesê Paulus skryf van Genesis. Ek is jammer as ek dit gesê het, dan wil ek dit terugtrek. Moses het Genesis geskryf. Ek het dit eintlik verduidelik in die begin. Maar ek was besig om siek te word, so julle weet nou nie, ek het laasweek hier gepreek met hoë koors nie. So ek is na kerk as ek bed toe. Jammer daarvoor. Moses het Genesis geskryf. Paulus het Galasiërs geskryf onder andere. Nou ek sê vir julle Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees en julle sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Is dit nie noemenswaardig nie? Hoe hou ek op om die vlees se begeertes te vervul? Wandel in die Gees. Wat beteken dit? Raak bewus van die wind. Become wind aware. So die eerste essential wat seilvaders geleer word is om die hele tyd wind aware te wees. Die hele tyd. Ek is jare gelede saam met iemand op 'n seiljag hier uit op die Gariepdam en is interessant om saam met hierdie persoon wat 'n behendige seilvaarder is op die dek te wees. Jy weet, ek is bewus van die mooi kroom en die ysters. Ek hou baie van ystergoed en ek kyk na die swyswerk en die stainless steelwerk op daardie boot en die toue en die seile is indrukwekkend. Dit is 'n geweldige hoë mas. Seile en ek is so beïndruk met hierdie goed. En hierdie persoon kyk nie daarna nie. Hierdie persoon is die hele tyd bewus van die wind. Die hele tyd. Hy staan en koffie drink op die dek en lees die wind. Hy praat oor stories van sy kinderjare en kyk na die wind. Die hele tyd besig om te observeer wat maak die wind. Wind awareness is die nommer 1 hoogste prioriteit vir iemand wat iewers heen wil gaan op onbekende terrein, water, met onsigbare krag, die Heilige Gees. Bewus. Waar kan ek bewus raak? Hoe kan ek bewus raak? Hoe kan ek in hierdie kerk bewus raak? Jy kan in ons gemeente op 'n weeklikse basis bewus raak van die Heilige Gees tydens ons aanbidding. Nommer 1. En net vir jouself sê, wat wou die Gees vanoggend gedoen het in aanbidding? En dis nie om krities te wees oor wat dalk nie gebeur het nie, of wat ons dalk misgelees het nie, dis om jouself wind aware te maak. Vanoggend in die aanbidding het ons beleef die Gees van die Here is hier, en die regte vraag vir seilvaders wat op pad is na iewers heen met onsigbare krag, is om te vra, wat wou die Gees vanoggend gedoen het? Jy gaan agterkom, as jy dit kan uitsorteer, of akkuraat raak binne in dit, jy gaan ook in die week begin agterkom, die Gees het dit gedoen. En die Gees weet om met wind te werk en voertuie na destinasies te vat. Die Gees is besig om dit te doen. Die Gees is besig. Op die water gaan dit vir jou dalk lyk of jy beweeg nie vorentoe nie, maar as dit is wat die Gees wou doen, sal dit wees wat die Gees besig is om te doen. Sê jy wat nie aware is nie. Die beter vraag om te vra is, wat wou die Gees vanoggend in my doen? Dis wind awareness. Waarheen is die Gees van die Here op pad met my? Volgens 'n boodskap. Wat wil die Gees vir my sê? Waarheen lei die Gees my? Want die vlees begeer teen die Gees. Die vlees begeer teen die Gees. En die Gees teen die vlees. Hoor hierdie teenkragte. As jy op 'n seilvaart seil, raak jy onmiddellik bewus van geweldige kragte. Geweldige kragte. Om hierdie voertuie te beweeg is nie sommer net iets wat vinnig gebeur soos 'n motorjie wat jy start nie.
Jy beleef die kragte binne in daardie voertuig. Ons het eendag oorgeslaap op daardie voertuig en selfs in die nag beleef jy dit. Beleef jy, hier's geweldige kragte wat werk hier en as die persoon wat aan die stuur is nie weet hoe dit werk nie, gaan ek net dood eenvoudig nie verder deelneem nie. Ek gaan riskant begin voel. Gaan gevaarlik voel, gaan onbekend voel. Ek wil liewer op die land wees. As groot kragte wat werk. Jy moet verstaan in die geeswêreld is daar groot kragte wat werksaam is. Die vlees streef teen die gees en die gees teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. As julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Ons het hier 'n pragtige model van 'n seiljag, 'n klein model wat vir ons baie mooi gaan verduidelik in die volgende week hoe werk hierdie goed, maar ons soek eintlik 'n ou roeiboot ook hier. So as jy 'n roeiboot het wat iewers met 'n mooi ou span rond, ons soek hom hier op die verhoog. Ons het nog baie spasie. En die worship team gaan nie uit die boot uit bedien in die volgende paar weke. En dan gaan ons hulle laat uitklim op die water. En hoekom 'n roeiboot? Want dis die wet. Hulle wat onder die wet is, wil ook daar kom. Hulle het ook 'n begeerte. Hulle begeer nie teen God nie. Hulle wat onder die wet is, wil ook daar kom. Maar die wet is 'n geroei van ons eie energie. En dit is te ver. En nou begin die golwe tel. En nou begin die weer tel. En nou begin die ander voertuig wat vinniger as ek vaar tel. Want ek begin na buite kyk vir ander goed as die wind. Hoekom? Want 'n roeiboot het nie 'n seil nie. Hy kan nie die wind optel om hom te help nie. Hy's net nie op hy vlak nie, verstaan nie. En die ou in die roeiboot verwonder hom. Sê, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Daar gaan hierdie ou. Sê, hoe is dit moontlik? Nikodemus. Moenie jou verwonder nie. Wat is Nikodemus se probleem? Nikodemus is onder die wet. Wettisisme. En wettisisme is 'n roeiboot wat probeer om rondom die aarde te seil. Dis 'n bietjie moeiliker. Dis 'n probleem. Nou kom ons sluit af. Daar's 3 tekens dat jy die wind reg lees. 3 tekens dat jy die wind reg lees. Die eerste een, op 'n seiljag moet die seile nooit wapper nie. Die seile op 'n seiljag moet nooit wapper nie. Dis een van die eerste tekens dat ons die wind nie reg lees nie. 'n Seil wapper omdat die lugdruk aan beide kante van die seile begin balanseer. 'n Seil wapper omdat die lugdruk, die pressure, lugdruk, beide kante begin stabiliseer. 'n Seil werk wanneer die lugdruk aan sy penskant, aan sy voorkant waarheen hy vaar, laer is as in sy inham. Dis wanneer 'n seil werk. Wanneer 'n seil begin wapper, beteken dit dat die lugdruk het begin stabiliseer links en regs van die seil of voor en agter die seil. En wat ek vir jou wil uitwys daar in 'n seilvaart is, jy kan nie die verwagting van die wet en die verwagting van die gees balanseer nie. Hier is baie belangrik vir jou om te verstaan. Die oomblik wanneer gelowiges die wet en die vereiste van die wet veroordeling en liefde, die taal van die gees, begin balanseer, stagneer hulle. Ek het groot geword in 'n kerkomgewing waar daar 'n balans gehandhaaf is. Dan word een Sondag vir jou gepraat, weet oor die hel en die veroordeling en die wet en die vereiste en die feit dat jy 'n sondaar is en eintlik 'n wurm is, soos bely word in die Ou Testament in God se oë en eintlik nêrens kan bydra nie en eintlik is jy net 'n sondaar en besef hoe afhanklik jy is. En die volgende Sondag word dit gebalanseer en sê die Here is liefde. Johannes 3 vers 16. Selfe hoofstuk Johannes 3 vers 16. God is liefde. Hy het ons gered uit sy liefde uit. Ter genade. Het ons dit almal gemaak. En 2 weke later word jy weer teruggepreek in die hel in. Luister, as jou seile begin wapper, moet jy verstaan die pressure, weerskante word gebalanseer. En jy probeer jouself halfpad dryf uit die verwagting van die wet en halfpad op genade en die probleem is jy gaan nêrens heen nie. Jy gaan stagneer. Dis die grootste risiko, dis die grootste probleem. Jou seile moenie wapper nie. Goed. Die Gees lei ons. Lei beteken hy's voor my. Hy's voor my. Dis lei. Goed, die Gees lei my in die rigting waarheen hy my seil trek en ek stuur intentioneel met my roer agter hom aan. Dis 'n vennootskap. Ek weet waarna om te stuur, ek lees die seile, ek lees die wind en ek pas my voertuig agter met die roer aan om in daardie rigting te gaan. Dis waar ek spoed kry. Goed. Dan het jy volgende 'n boekmerkie gekry. Vat almal julle boekmerkie so. Nou ek net gou sê waar pas hierdie boekmerkie in? Goed, so hierdie boekmerkie is
is eintlik wat 'n mens noem 'n telltale. Daar's hy. Goed, daardie wolletjie word op alle seile agter sy seile opgesit, sodat ons sou van die kant af kyk, dat 'n mens daarom sien watter kant toe gaan die boot. As die boot reverse, dan gaan hy, nee, as die boot vorentoe gaan, dan gaan hy so lyk, nee, want ek gaan nou binne in die wind in. Goed, as 'n dubbellyntjie, jy sal sien dat hierdie lint is twee kante, en eintlik hier binne in die middel pas die seil in. Goed, so 'n telltale is dubbel aangewend aan twee kante van die seil, en die telltale sê nie in watter rigting, hier is nie 'n windkous nie, in watter rigting is die wind besig om te waai en waarheen gaan ons nie. Dis nie die gedagte daarvan nie, want as die boot se neus daai kant toe wys, dan gaan hy nog steeds so lyk. En as ek die boot daai kant toe vaar, gaan hy nog steeds so lyk. So hierdie ding sê nie waarheen hy gaan nie. Hierdie telltale, sogenaamde telltale wat 'n baie sterk metafoor in baie omgewings is, kom van seiljagte se seile af, en die gedagte is dat die telltale aan al twee kante van die seil dieselfde sou lê. So wat die telltale vir jou sê is, die telltale kan nie aan hierdie kant van die seil reguit lê en aan hierdie kant doen hy dit nie. Want is agter die seil, is aan die ander kant. So die telltale, daar is hy, die telltale moet aan weerskante presies dieselfde lê. Dis die gedagte. Dit help nie, hy lê aan die agterkant, kan jy hom daar sien, maar hierdie kant wapper hy nie. Dis 'n probleem, dis waarvoor die telltale op jou seile is. Nou wat doen die telltale? Wanneer die telltales beide kante gelyk lê, is daar lugvloei aan beide kante van die seil wat belangrik is vir die voertuig. Want vaders praat van stagnasie. Ek het reeds die term gebruik. Die oomblik wanneer net een kant reguit lê en daar's net lugvloei aan die een kant van die seil, maar aan die binnekant van die seil is dan nie lugvloei nie. Met ander woorde, die ding begin wapper, dan stagneer die boot. So jy kan op jou spoedmeter kyk en jy gaan agterkom, jy gaan al stadiger en die wind aan die buitekant van die seil kan styf waai. Maar as daar binnekant van die seil geen wind is nie en dit wapper, gaan jou voertuig éventueel stagneer en stil staan. En die seile wil aangepas word totdat albei daardie telltales links en regs wys. Daar is in dieselfde mate vloei voor en agter die seile. Nou hierdie telltale kan jy gewoonlik deur die seil lees. Jy kan hom deur die seil sien. Jy hoef nie weerskante te gaan kyk nie. In meeste gevalle kan jy sommer deur lees. Wat is die waarde daarvan vir ons? Daar moet groei in beide realiteite van my lewe wees. Gelowiges wat wegtrek in hulle geestelike lewens en net geesvloei beleef in hulle geestelike lewens, maar daar's geen tekens in hulle persoonlike en privaat en sekulêre en weekslewe van die beweging van die Heilige Gees nie. En jy kan die sin vir jouself klaarmaak. Gelowiges wat inkom in die koninkryk van die Here en net op Sondag oor die Gees praat. Gelowiges wat die Gees wandel begin stap en is net wanneer ek en die Here by mekaar is, 'n paar minute per dag of een keer 'n week, is daar 'n bewustheid van die Gees. Is op pad om te stagneer in hulle geestelike lewens. En die uitdaging van die geestelike lewe is nie net om geestelike belewennisse te hê nie. Die uitdaging van die geestelike lewe is om die vloei van die Heilige Gees aan al twee kante van jou seile te kan observeer. In dieselfde mate. In die mate waarin ek geesbelewenis het hier in die geeswêreld tussen ander gelowiges, in presies dieselfde mate, behoort ek in my privaat lewe, in my sekulêre lewe, in my huwelikslewe, in my bekommernisse wat ek privaat navigeer, die geesvloei van die Here te beleef. En die feit dat ek in my geestelike buitelewe, sigbare lewe, publieke lewe, deelneem in die geeswêreld, maar nie in my privaat lewe, dieselfde hoeveelheid lig vloei, Heilige Gees vloei kan beleef nie, beteken dat ek sit met 'n realiteit, wat dit van die kant af wat ek kyk baie goed lyk, maar ek het nie geleer om deur te kyk, deur die seil, en te sien aan die agterkant, is dan nie lig vloei nie. Goed, jy gaan stagneer, jy gaan stil staan, jy gaan op 'n stadium agterkom dat ek het agtergebly. Ander mense het geestelik beweeg op pad na hulle lewensdestinasie toe, na God se plan toe. Ek het begin stagneer, want ek het nie die telltales, en dis 'n baie mooi naam, it's a tale to be told. And it will tell the tale of your life story. Incredible tales is told when there's wind flow in the right directions. It's a telltale. It tells we're going forward. Dis wat dit bedoel is. Hier is 'n boekmerk en jy kan hom gebruik vir 'n boekmerkie. Hierdie is 'n toets vir jou
om vir die res van jou lewe seker te maak, en as hoekom dit van hoë kwaliteit materiaal gemaak is vir jou die week, is 'n toets vir jou, om seker te maak dat jy vir die res van jou lewe soveel gees beleef buite jou stilte tyd en bewus is, as binne in jou stilte tyd terwyl die worship musiek speel. Dit is maklik in sekere omgewings. Dit is 'n groot uitdaging aan die ander kant, en die vyand weet presies hoe om jou geestelike lewe te laat stagneer. Ek is klaar, kom ons sluit af. Vader, dankie dat ons u gees kan leer ken en verwelkom in ons lewens. Ons gebed is, Here, soos ons binne in hierdie reeks ingaan, dat u ons sal leer en ons sal stimuleer. Here, dat daar beweging sal kom op hierdie voertuig wat ons opgeklim het. Hierdie geestelike lewe wat ons gekies het. Here, dat ons stuk vir stuk sal begin spoed optel na die destinasie waarin God ons geroep het. Here, dat ons in hierdie leeftyd sal bereik en sal beleef en sal leef in die realiteit van u roeping op ons lewens. Here, dat dit ook nie net 'n destinasie sal wees wat ons aan die einde van ons lewens by uitkom nie, maar dat ons by daardie destinasie sal uitkom en sal weet die gees van die Here neem ons daarna toe en leer ons om daar te bly. Here, stuur ons lewens soos die wind 'n seilvaart stuur, 'n seiljag stuur. Stuur ons, trek ons deur die beweging van die gees en leer ons om die tekens te lees. Leer ons om windbewus deur hierdie lewe te gaan en die gees van die Here te verwelkom in elke aspek van ons menswees. In die naam van Jesus. Amen.